reis ons pad langs, met ons op U gerig. Die Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart, pad langs na God se hart. Van moed verloorse vlakte tot by Vredefort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof U naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal dit sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Nou, liewe gemeente, vriende, een van die grootste voorregte wat ons het as kinders van die Here, is om die Here se naam te kan loof en te kan prys. En die woord sê vir ons dat ons moet mekaar aanmoedig om saam met mekaar hierdie byeenkomste van gelowiges by te woon en nie wegbly soos baie se gewoonte is nie. Daar's iets in die saam wees van kinders van die Here wat heilig is. Daar's iets in die saam die Here loof en prys wat die Here se hart so bly maak. En daar wil ek vir jou vra om nou saam met te staan. En ons gaan die Here se naam loof en prys deur 'n paar liedere te sing tot sy eer. Dis bekende liedere wat ons gaan saam sing. Kom ons sing dit dan ook uit ons harte uit tot eer van die Here. Kom ons staan. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar sies liefde hê en hom bo alles hier. Loof hom, Christus die. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar sies liefde hê en hom bo alles hier. Loof hom, Christus die Heer. Halleluja, halleluja. Ek kan nie sonder U nie, halleluja. Ek kan nie stil bly nie, halleluja. Daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. As Jesus Christus die Heer. God van vreugde, God van vrede, God van lewe en bovenaan. God oor my
God van gister, God van vandag, God van 'n ewigheid bovenaan. God oor my, oh, God oor my. In die hemelstraal van die magtigheid, in my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. God van almag, God van krag, God oor die nasies en bovenaan, God oor my. God van verlossing, God van genade, God van vergifnis en bovenaan, God oor my. Oh, God oor my. In die hemelstraal van die magtigheid, in my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja. As ons so staan en die Here saam loof en prys, is daar 'n bekende gebed wat my hart opkom, waar ons vir die Here sing soos 'n wildsbok wat smag na water. En kyk, van smag na water weet ons, want ons bly in 'n gebied wat letterlik smag na water. En kom ons sien hierdie droë grond met al sy krake as 'n simbool ook vir my en jou lewe, wat honger en dors na die reën wat ons net van die Here af kan kry. En kom ons sing hierdie gebed saam met ons hele hart tot eer van die Here. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U deur. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof
U is my Heer. Soos 'n wildbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof. U is my Heer. En ek loof. U is my Heer. En ek loof. En ek loof. U is my Heer. Amen. Ons kan ons sitplekke inneem. Ons kan ons Bybels oopmaak by Jesaja hoofstuk 43 van vers 1 tot en met vers 4. So op 'n ligter noot dan ook, as 'n mens hier voor staan, dan is daar maar baie dinge waarna mens dink, en as jy 'n boodskap bring of in 'n erediens betrokke is, dan is daar altyd 'n verrassingkie of twee. En toe ons nou die gitaar vat en ons op die punt om te kom speel, toe kom fluister gou hier in Lindy se oor, en ek moet daarmee ook sê, Dion, julle sou daar agter gesukkel het, né? Want toe ek hier sien, met die kindermoment lyk dit my as al hierdie knoppies gedraai en alles is af. En ewe skielik as jy hier voor is en dinge klinkie so lekker nie, dan begin die maar ons werk al rondom. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om met ons kinders so te kan werk aan ook nie. Liewe gemeentevriende, ons is op reis en ons bestemming is God se hart. So ons is in ons Jesus busy en ons reis hierdie jaar pad langs en ons bestemming is God se hart. En so wat ons verlede week gehoor het ons mekaar gesê dat meeste van die tyd as ek bietjie op 'n reis wil gaan met plekke wat ek nie voorheen van weet nie, dan het ek gewoonlik daarop besluit wanneer iemand vir my vertel het van hierdie bestemming. Iemand was self al daar en hulle kom terug en hulle sê, weet jy wat, ons het hierdie plekkie besoek. En daar's die oulikste dingetjies om te doen, die mooiste plekkies om te sien. Daar's iets vir die hele gesin, julle kan op die rivier gaan speel, daar's soos lekker koffiewinkeltjies, dis 'n moetbesoekplek hierdie. En dan klink dit vir ons lekker en klink vir ons goed, en dan besluit ons, dit is 'n plek wat ons graag ook wil besoek. En vir die volgende paar weke is dit wat ons hier in die diens gaan doen. Ek wil julle die woord van die Here kom vertel oor die plekkie, die bestemming met die naam God se hart. So om verder te verduidelik, baie nog gewonder doen met die Jaco, hoe gaan hierdie pad langs ding nou werk? Daar's net soveel Bybelverse wat gaan oor 'n pad. Nee, dis nie hoe dit gaan werk nie. So ons gaan nie nou net die hele jaar Bybelverse lees wat gaan oor 'n pad nie. Dis net 'n metafoor, dis 'n simbool vir waarmee ons besig is. Maar ons gaan vir die volgende paar sondae wil ek julle vertel van hierdie plekkie waarheen ons op pad is, die bestemming met die naam God se hart. Ons gaan hoor, wat kan ons alles daar beleef? Wat gaan ons daar sien? Wat gaan ons daar ervaar? Wat gaan ons daar saam doen? En dan so wat ons saam deur die jaar gaan reis, gaan ons al hoe meer bekend raak met hierdie plekkie waarheen ons op pad is. Die pad na God se hart. Lees hierdie gedeelte saam met my. Jesaja 43 van vers 1 tot vers 4. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek, die Here jou God,
die Heilige van Israel, jou redder. Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. En dan net in die volgende versie, dan sê hy, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Nou julle, in hierdie gedeelte, as die Here praat van Israel en Jakob, dan kan ek en jy ons eie name in daardie verse insit. So waar die Here sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, sit jou naam daar binne. Wat jou gevorm het, Israel, sit jou naam daar binne. En ewe skielik is hierdie baie persoonlike woorde wat die Here vir my en jou sê, waar hy sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Jakob, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En in hierdie woorde leer ken ons iets van die God wat ons aanbid, se hart. En vanoggend se boodskap is 'n baie eenvoudige boodskap. Maar as ons hierdie boodskap besef, en ons glo dit as waar, dan verander dit ons hele lewe en bepaal dit ons hele reis vorentoe. Want baie mense hoor dat ons op pad is. Hulle sien ons is op reis en ons moet in die Jesusbussie klim, maar hulle ken nie God se hart nie. Hulle het nog nie gehoor van God se hart nie. Hulle verstaan nie God se hart nie, of hulle verstaan God se hart verkeerd, en dit maak dat hulle sê, as dit die bestemming is, nee, dit klink nie soos iets wat, nee, dit klink nie vir my nie. Ons gaan 'n bietjie 'n ander pad ry. Ons gaan die pad ry van selfgeluk, of status en aansien, en rykdom, of wêreldse geluk. Dis die pad wat ek wil ry. Ek wil nie hierdie pad ry nie. Maar wanneer iemand waarlik besef hoe God se hart is, dan word iets binne my en jou wakker, en dan wil ons meer en meer daarvan hê. Ek wil begin deur vir julle te vra, wie van julle gaan met vakansiepartytjie of besluit om op 'n plek, op 'n pad langs op 'n reis te gaan, en dan het jy een of ander plekkie waarheen jy as 'n reël gaan met die woorde, ek gaan soontoe om net weer 'n bietjie mens te wees. Om net weer 'n bietjie myself te vind. Waar is ons julle? Laat ek sien. Daar is hy. Nee? Almal van ons het 'n plekkie waar as die geskarre van die lewe te veel raak of ek moeg gewerk is, dan gaan ek soontoe, want daar vind ek rus, daar vind ek weer myself, daar voel ek soos myself. Dis die plekkie waar ek net weer myself kan wees. Waar is ons bosmense wat in die bos dit moet doen? Wie van ons gaan bos toe? Kreer Wildtuin toe? Enige Wildtuin toe? Gaan niemand van julle Wildtuin toe nie? Ons moet een dispatchplan maak, ons sal 'n gemeentekamp moet begin in die Wildtuin, ons mis uit. Goed, waar is almal wat see toe gaan? Daar sy. Waar is die van ons wat plaas toe gaan? Hier is 'n paar wat plaas toe gaan, hè? Vir wie van ons is dit 'n kuier by familie? Nee? Wie van ons, wanneer ek met vakansie gaan, wil eerder 'n bietjie op my eie wees, moeg vir mense, ek wil apart wees, ek wil nie mense sien nie, wil nie van mense hoor nie, ek wil op my eie wees. Ek wil nie gou ietsie toets, asseblief. Alle kinders van die Here, wysig gou vir my, werk julle hande. My magtig, dit werk tog. Almal van ons het 'n plekkie waarheen ons gaan. 'n Plekkie waar ek net kan rus, 'n plekkie waar my siel kan ontspan, 'n plekkie waar ek weer my batterye kan herlaai, sodat ek kan terugkom en weer die storms van die lewe kan trotseer. God se hart is so 'n plekkie. Nou wil ek vir julle 'n volgende vraag vra. In hierdie gedeelte, al lees ons hoe die Here sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En so wat ons nou in die kindermoment gepraat het ons gehoor dat 'n naam dra betekenis. Jou naam dra betekenis. En as jy nog nie het nie, en jy het nou vanoggend ook gehoor dat jou naam het 'n betekenis, of jou ouers dit so bedoel het of nie toe hulle die naam gekies het, gaan soek bietjie daarvoor. Jou naam het 'n dieper betekenis. Jou naam staan vir iets. Selfs al is dit net 'n familienaam wat aan jou gegee is, het dit betekenis, want iets van jou familie, iets van jou voorsade, jou voorgeslagte leef voort in jou. Dis hoekom jy familienaam gegee is, sodat dit voorgaan van een generasie na die volgende. 'n Naam het betekenis. Nou wil ek gou hoor.
Wie van julle het naas jou geboortenaam by jou man of jou vrou of iemand wat lief is vir jou of by vriende 'n ou troetelnaampie? Nee? Almal van ons het verskillende name waarmee ons mekaar noem. En hierdie name, wanneer dit genoem word, het ook betekenis, want wanneer jou man of jou vrou of jou kinders of jou vriend of vriendin vir jou hierdie name noem, die naam wat hulle jou noem, sê vir jou wat die atmosfeer is rondom. Goed? Ek is ook, ek het baie my engele, ek is liefie, en ek is engel, en ek is babe, en ek is al daardie tipe van dinge, en dan weet ek nie, dit gaan, maar as ek die dag hoor, Jaco, dan daar's 'n universele reël in hierdie lewe, dat as jy in 'n verhouding of 'n huwelik is, as jy jou volle naam hoor, moet jy weet daar's moeilikheid. Het julle dit al so beleef? As jou van nog bygesit is, dan moet jy weet dis moeilikheid, dan moet jy terugkom, wanneer dit weer veiliger is, né? Troetelname, naampies wat gegee word, spelerige name, sê alles is goed en wel, maar almal van ons het 'n sekere manier wat iemand my aanspreek ook, en wanneer ek daai naam hoor, dan ewe skielik raak iets binne in my angstig, bang. Wat is fout? Wat het nou gebeur? Name dra betekenis. En julle sien, dis nie die name wat mense ons gee. Wat nog van die name wat ek myself gee? Want julle sien, almal van ons ken ons geboortename. Almal van ons ken ons volle name soos wat in die ID-boekie is. Sommige van ons het 1 naam, ander van ons het 2 name, ander van ons het 3 name, ander van ons het 4 name, né? Is nie van julle hier vanoggend wat nog soos Christian, Johannes, Petrus, Filippus, Lodewicus van Wyk is? Sulke lang string familiename, né? Ons het verskillende name, van verskillende tipes en verskillende soorte. En ek ken my naam. My naam vertel iets van wie ek is. Maar dan langs die pad van die lewe, dan gee ek myself ander name ook. Ander name soos nie goed genoeg nie. Mislukking. Teleurstelling. Onsuksesvol. Ly. Passieloos. Ek gee my name soos alkoholis, egbreker, mishandelaar. Ek gee my name soos depressieleier, skitsofreen. Verskillende name wat ons vir onsself gee deur die lewe. En hierdie name vertel ook iets van waar ons in ons lewe is en hoe ons onsself sien. En hierdie name wat ons vir onsself gee, bepaal dikwels die hele koers van ons lewe, ons eie geluk. Dit bepaal selfs ons emosionele gesondheid, en ons emosionele gesondheid, sal enige mediese dokter vir jou sê, spoel onvermydelik oor na jou fisiese gesondheid. Dis hoekom waarom baie van ons, wanneer ek emosioneel nie op 'n goeie plek in my lewe is nie, hou ek of op met eet, of soos ek, hou ek aan met eet. Nee? Kan jy so sien? Ja. Of ander van ons, wanneer ek deur 'n stresvolle tyd in my lewe gaan, dan wend ek myself tot iets wat ek weet sleg is vir my, maar dit gee my tydelike verligting van dit wat ek voel, dit waarmee ek worstel. Die name wat ons onsself gee, het 'n reuse impak op ons hele lewe. Hierdie name wat ons onsself gee, het baie dikwels ook 'n impak op ons verhouding met God. Want julle sien die rede waarom baie van ons partykeer nooit naby aan God se hart kom nie, is omdat ons verkeerdelik dink dat God sien ons ook volgens die name wat ons onsself gee. Jy wat doen meneer Jaco? Ek het in 'n goeie ouer huis groot geraak, by die ouers wat my geleer het van die Here. Maar iewers langs die pad het ek my eie kop gevolg. En Dominee Jaco, ek het verskriklike dinge in my lewe gedoen. Ek het baie mense seer gemaak. Ek kan dood eenvoudig nie aanvaar, enigstens insien, dat God enigstens iets met my te doen wil hê nie. Dominee Jaco, ek hoor van God en julle is op pad na God se hart ensovoorts, maar ek dink nie daar's 'n omdraai kans vir my nie. Ek is too far gone. Ek
Ek het al te veel droog gemaak in my lewe. Jaco, ek kan nie onthou wanneer laas het iemand vir my gesê, hulle is lief vir my nie. My pa het nooit vir my gesê, hy is lief vir my nie. Ek kan nie onthou dat my ma het my gesê, ek kan nie dink dat enigiemand al in my lewe my gesê het, is lief vir my nie. Hoe moet ek glo, as jy kom en jy sê vir my, maar God is. Name speel 'n reuse rol in ons lewe. En daarom wil ek vanoggend vir jou doeteenvoudig vertel van 'n plek waar jy gesien word vir wie jy regtig is en nie op grond van die foute wat jy in jou lewe gemaak het nie. Ek wil vir jou vertel van 'n plek waar jy welkom geheet word vir wie jy is. Nie op grond van waar jy vandaan kom, of jy ryk of arm is, of jy baie foute of min foute het, of enigiets van dit nie. Hierdie is 'n plek waar daar vir jou gesê word, welkom. Ek is so bly jy's hier. En dis wat Jesaja 43 vir ons leer. Julle hierso staan, luister. So sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Dominee Jaco, selfs ek wat myself elke week moeg drink, ja, jy is syne. Dominee Jaco, selfs ek wat die rede is waarom my huwelik uitmekaar het geskeur het, selfs ek, Dominee Jaco, ja, want jy is syne. Dominee Jaco, selfs ek wat al soveel foute in my lewe gemaak het, ja, jy is syne. Nêrens julle in hierdie woorde wat ons hier lees, of in enige gedeelte wat ons in die Bybel lees, is daar T's and C's apply nie. Daar's nêrens terms and conditions van jy's welkom om naby die Here te kom en God sal lief wees vir jou solank as wat jy eers dit nie. Glad nie. As ons kyk na Bybelse figure deur die loop van die Bybel, Dawid was 'n egbreker, hy was 'n moordenaar gewees en tog noem God hom 'n man na my hart. Petrus het nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar 3 keer gesê, ek ken hom nie. En tog word Petrus genoem, die rots waarop ek my kerk bou. En so reg deur die Bybel vind ons stories van mense soos ek en jy. Mense wat gestoei deur die lewe, langs die pad baie foute gemaak het, langs die pad afdraaipaadjies gevat het. Maar dit verander niks aan God se hart nie. Want die woord sê vir ons in Romeine 8, wat kan my van die liefde van God skei? Wat kan ooit maak dat God my minder lief het? En die antwoord is doeteenvoudig, niks. Paulus noem 'n klomp dinge, nie lewe nie, dood nie, nie siekte nie, nie benoudheid nie, bekommernis nie, maar die antwoord is, niks kan ooit maak dat God jou enigstens minder lief het nie. Ek gee nie om of jy 'n klein afdraaipaadjie gevat het en of jy 300 kilometer afdraaipad gevat het nie. Ek gee nie om of jy op hierdie stadium in jou lewe op 'n grondpad ry en of jy iewers afgedwaal het en by 'n doodloopstraat gekom het en nou moet jy eers, maar jy weet nie waar jy nie. God se hart vir jou is dieselfde. Ek het jou op jou naam geroep. Wie is jy? Jy is syne. Jy is syne. Jy is vir hom kosbaar. Jy is geliefd. En as jy dit nog nooit in jou lewe gehoor het nie, my liewe oom, my liewe tannie, my liewe jongmens, dan moet jy dit vanoggend so duidelik hoor, hoe die God, die skepper van die hemel en die aarde vandag vir jou kom sê, dat ek is lief vir jou. En as daardie woorde jou ongemaklik maak, goed, hy gaan dit aanhou vir jou sê, totdat jy besef dat dit waar is en dat dit so is. En as jy enigstens twyfel, want ek het jou so lief, dat toe jy 'n afdraaipad gevat het, en ek gesien het jy's verdwaal, het ek na jou toe gekom, en het ek vir jou aan 'n kruis gesterf, sodat jy na die kruis kan kyk, en my hart kan sien, en kan sien hoe lief is ek vir jou.
Ek gee nie om waar jy vandaan kom nie. Ek gee nie om van die foute wat jy gemaak het nie. Ek gee nie om waar jy in jou lewe is op hierdie stadium nie. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En jy om dit nog verder spesiaal te maak, dan is hier 'n belofte, ek sal sorg vir jou. As jy deur waters moet gaan, as jy moet vlamme moet gaan, ek sal jou beskerm, ek sal daar wees vir jou. Jy sal nooit alleen wees nie, ek is by jou. Maar hoor gou hierdie woorde. En julle as julle besef, as ek en jy besef, dat dit die God is, wat die skepper van die hemel en die aarde is, die almagtige, die heilige God is, wat hierdie woorde sê, oor my en oor jou, en dit vul jou hart nie met verwondering nie, dan weet ek nie. God sê, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet. Wie is jy? Wat is jou naam? Wat is jou identiteit? As ons vandag hoor van God se hart, dan hoor ek nie woorde wat ons vir onsself gee nie. Ek hoor, jy's vir my kosbaar. Ek ag jou hoog. Ek is lief vir jou. Julle om te besef, die Here sê, ek ag jou hoog. Dit beteken, jou menswees, jou hart, jou lewe, dra vir hom gewig. Dis vir hom belangrik. Hy stel belang in jou lewe. Jy's van waarde vir hom. Jy's van onmeetbare waarde vir hom. Jy's so kosbaar, dat dit nie met rand of sent kan bepaal is nie. Jy's meer as die woorde wat jy vir jouself sê, jy's meer as die woorde wat ander mense al vir jou gesê het. Wil jy weet hoe waardevol is jy? God het sy seun vir jou laat sterf. Jy's gekoop met die bloed van Jesus Christus. Jou waarde is die lewe van Jesus Christus. Dis wat jy werd is. Of jy nou 'n size 8 lyfie is, of 'n size 18 lyfie is, of jy weelderige hare het, of hare vashou met alles binne jou soos ek, of jy ryk is, of arm is, of jy 'n sukses van jou lewe, of nie op die plek van jou lewe is waar jy wil wees nie. Vir almal van ons is daar hierdie belofte vanoggend. Jy is vir my onmeetbaar kosbaar. Ek wil hê jy moet dit weet. Want wanneer ek besef hoe lief God my het, wanneer ek regtig besef dat daar iemand is wat my so lief het, ten spyte van alles, dan ontstaan daar iets in my hart, 'n behoefte om sy hart beter te leer ken. Ek wil verstaan wie God is, hoe dit moontlik is dat hierdie God my so lief het. Hoe dit kan wees dat hierdie God betrokke is in elke deel van my lewe. Hoe dit kan moontlik wees dat hy my hoog ag. Terwyl ek so min van myself dink, ag hy my hoog. Hoe kan dit wees? Hoe kan dit moontlik wees? Vriende, die beginpunt op hierdie reis na God se hart is vir my en jou om vandag, al kan jy dit nie sien nie, al voel dit nie nou vir jou so nie, al sukkel dit om vir jou sin te maak, glo dit. Want dis wat die Bybel sê geloof is. Geloof is om oortuig te wees van dit wat ons nie kan bewys nie, van dit wat ons nie kan verklaar nie. En ek weet nie van julle nie, ek kan nie verklaar waarom die Here so lief is vir my nie. Ek kan vir die lewe nie dink waarom God my sal hoog ag nie. Maar hy sê hy doen. En dis vir my ongelooflike genade. En daarom wil ek my hele lewe lank soek na meer van hom, meer van sy hart. Ek wil sy hart verstaan, sodat ek ook kan wees soos wat hy wil hê ek moet wees. En mag dit so wees vir elkeen van ons. My gebed is doodeenvoudig vir oggend, iets van vanoggend se boodskap, vir jou wat baie lank op 'n afstand staan en kyk na God se hart, en jy dink dit kan nie moontlik op jou van toepassing wees nie. Hoor die uitnodiging vandag. Hoor die uitnodiging dat op hierdie pad, moet jy asseblief nie daardie bordjie mis, om te sê, die pad na God se hart loop hierheen nie. Hoor vandag, glo dat dit so is. Aanvaar dit vir die genade wat dit is. Jy vra vir die Here, Here, ek soek meer. Ek wil meer weet, ek wil meer beleef, ek wil nog nader kom. Want dan is daar 'n belofte vir my en jou. Die Here sê vir ons in sy woord, dat elkeen wat nader tot my, ek sal nog nader aan hulle kom. Wil jy meer van God se hart ken? Vra hom gewoon om dit vir jou te wys.
En hy sal. Mag elkeen van ons vandag huis toe gaan met 'n diep besef van hoe onmeetlik kosbaar, heeltemal onverdiend, ek en jy vir God is. Kom ons bid saam. Here, ons kan nie eers begin om te verwoord wat in ons harte gebeur, wanneer ons hoor hoe kosbaar ons vir U is nie. Want Here, so dikwels in hierdie lewe sukkel ons om dit in onsself te sien. Here, soms voel ons nie eers so oor onsself nie. Daar's ander name wat ons vir onsself gee, Here. En Here, ons hoor dit dikwels ook van ander mense in ons lewe. Maar Here, ons weet al hierdie leuns wat ons vir onsself vertel, of wat ander mense vir ons vertel, is alles afdraaipaadjies, Here, wat ons wil weglei van dit waarin ons op pad is, en dit is na U hart toe. En Here, my gebed is dat U deur die Heilige Gees elke enkele mens vandag in hierdie diens sal help om te besef en te glo dat U het ons op ons naam geroep. Ons behoort aan U. Here, niks sal dit nie verander nie. Niks sal dit ooit verander nie. Niks kan ooit maak dat U ons minder liefhet nie. Here, my gebed is dat daardie wete 'n diep dankbaarheid in ons harte sal wakker maak en vir ons 'n begeerte sal gee om elke dag van ons lewe nader en nader te kom aan U hart, sodat ons meer van daardie liefde kan beleef, sodat ons meer gevorm kan word om aan die beeld van God gelyk te word, en Here, sodat ons daardie liefde ook kan uitstraal in die wêreld daar buite. Dankie, Here, vir U liefde. Dankie dat U ons hoog ag. Dankie dat ons vir U kosbaar is. Ons loof U en ons prys U heilige naam daarvoor. Amen. Vriende, een van die wonderlike beloftes wat ons ontvang as kinders van die Here is dat ons nie veg vir oorwinning, maar dat ons leef vanuit sy oorwinning. So wat ons in hierdie gedeelte gehoor het, omdat die Here ons op ons naam geroep het en ons aan hom behoort, as daar vlamme oor ons pad kom, hy sal sorg. As daar water oor ons pad kom, hy sal sorg. Hy sal voorsien. Ons leef vanuit sy oorwinning. En daar wil ek vra dat ons sal opstaan en hierdie lied saam met my sal sing as 'n slotlied vandag tot eer van U. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die engele op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Hij is koning, hij regeert.
glo, want sy woord sal ewig staan. Kom ons loof. Loof hom, sing halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Dan moet ek jou, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die ons gaan dit nog een keer saam met mekaar sing in die Here. Dan moet ek Liewe kinders van die Here, ek wil vir vra daar waar jy staan, jy jou hande so sal uitsteek na iemand of jy jou geliefdes om jou se hande sal vat. En dan gaan ons mekaar seën met die seën van die Here. Help my gou op hierdie of jy my gou kans met die gitaar neer te sit. Ons is so gewoond aan dat die dominee altyd van vooraf ons sien. Maar ons gaan hier as 'n geloofsfamilie mekaar seën met hierdie woorde. Terwyl jy jou geliefde so vashou of jy hande uitsteek na iemand wat die Here op jou hart druk, dan gaan die seën vir ons sê en dan herhaal ons dit agter my aan en so seën ons mekaar met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die krag en die troos van die Heilige Gees met jou wees en bly elke oomblik van elke dag. Die Here seën jou, gaan wees 'n seën vir ander. Amen. Mooi dag vir elkeen van julle, lekker koffie na die tyd, ons sien mekaar volgende week. Ekskuus julle, voordat ons gaan, groot verskoning van my kant af met al die avontuur hier voor en julle moet verskoon, dominee is maar 'n mens, so hy raak hom 'n partytjie bietjie gestres as dinge nie volgens plan verloop nie, so ek vra verskoning vir hierdie chaos dan ook. Maar in die chaos het ek iets baie belangriks vergeet. En tannie Hester Klaasen, is jy hier? Is tannie Hester hier? Daar is tannie Hester, 82 jaar oud op die 27ste Januarie en dan oom Boet McLeod. Is my daar so Boet. Oom Boet 90 jaar oud op die 28ste Januarie. Dis 'n wonderlike geseënde verjaarsdag vir julle. En ons bid die Here se rykste seën oor julle vandag, maar ook op julle verjaarsdag en die nuwe jaar wat vir julle voorlê dan ook. Voordat ons uitstap, mag help my tog, dan sing ons die seën van die Here oor hulle. En oom en tannie, dan kan julle asseblief, ek gaan hierdie geskenkies vir julle bring dan ook, hoor. Laat hierdie seën ophou nou, U gensheid Sion bestraal. U wat bevelende geskied, waar
Sien oral wonderlike week verder vir elkeen van julle.